Ja, goeiemôre van my kant af ook. Baie dankie Janelle. Ook dankie vir Netto se woord van kom rus vind vir oggend, want dit pas ook in. Voor ek begin, terwyl ek vir oggend daar ons gebid het daar in die gebedskamer, het ek net ervaar, en dit is nie deel van my notas nie, ek moet voor ek enige iets sê, moet ek sê, Romeine 8:1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. En Hebreërs 12:6 sê, ek tug die wat ek lief het. Soos as ek vanoggend dalk hier en daar 'n woord sê wat nie so lekker op die oor val nie, sien dit in die lig van die 2 teksverse wat ek nou net vir julle gegee het. Aan die begin van die maand het Nimmi gesê, gepreek, boodskap gebring en gesê, elkeen wat sê, dis 1 Johannes 4 vers 20, elkeen wat sê dat hy God lief het, maar hy het nie sy medemens lief nie, bedrieg homself. Toe hy by die 16 November kom, Edwin, en hy sê, julle is nie geroep om mooi te lyk nie. Julle is geroep om te skyn en so helder te skyn dat die wêreld vra, wat het julle wat ons nie het nie? En toe kom Standen laas Sondag en hy sê, God het 'n plan vir jou. Jy is goed genoeg. God het 'n plan vir jou lewe en jy moet net gehoorsaam wees. As Ananias nie vir Paulus gaan bid het nie, dink net hoe armer die wêreld sou gewees het. In hierdie boodskappe van die maand het net vir my bevestig dat dit wat ek graag vanoggend met julle wil deel, kom van die Heilige Gees. My tema vir hierdie oggend is water. Maar nie die water waarna elke boer in Riversdal nou smag nie. Dis die water waarna die swaar kry mense en die ongeredde mense van hierdie wêreld waarna hulle smag. In 1798, just a few years before my birth, in 1798 there was a British poet who wrote a poem called The Ancient Mariner. Now for you, like me, who didn't know the meaning or don't know the meaning of this word mariner, you can ask for Colin, because Colin was a mariner, a sailor. So, okay, but the only thing I can remember from this poem is the one line, water, water everywhere, but not a drop to drink. En ek dink, dit is die uitroep, dit is die outcry of the world today. Water, water everywhere, but not a drop to drink. En dan moet ons erken, dis ons skuld. Dis ons skuld dat die wêreld dit moet uitroep. Kom ons luister gou biddend na 'n lied van Anneliese Wit. En ja, ek dink dit vat dit goed saam tot op hierdie stadium.
wil kom stil word hier aan u voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u Gees, Heer, as ek my vrae voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by nood en seer van mens verby. Die wêreld het dors. Dors na die lewende water. En dan moet ons erken, die liefde lê nog by my. Wat doen ons om die wêreld se dors te les? Kom ons trek gou saam met Israel so bietjie deur die woestyn. En ons kyk na 'n paar wedervarings of ervarings van hulle. En dan probeer ons dit toepas ook op die water en ons plig in die lewe. In Exodus 15 vers 22. Daar lees ons, die volk kom toe by Mara, en die water was bitter, en kon nie gedrink word nie. Hulle murmureer toe en sê, die water is bitter. Nou hierdie water, waar hulle gekom het genesende krag gehad. Hulle moes skoonkom van die slegte goed van Egipte. En hulle moes ook voorberei word vir hulle trek in die woestyn in. Die magnesium en kalium inhoud van daai water moes hulle voorberei vir hulle trek, soos wat langafstand atlete, marathon atlete ook hierdie magnesium, kalium baie inneem. Soos dit was nodig dat hulle die slegte water drink. Sommige net so terloops op 'n ligter noot, dit laat my nou net dink, toe ons as kinders nog, toe Stilbaai nog stil was, en ons hier afgewerk het Stilbaai toe, moes ons elke jaar 'n week lank voor ons gegaan het, moes ons 'n lepel visolie en 'n lepel Engelse sout moes ons drink. Want my ma het gesê, dis reg, dit maak julle skoon vir die see. Nou, of dit so is of nie, weet ek nie, maar ons het nie siek geraak by die see nie. Maar wat ek eintlik wil sê is, die water is nie lekker om te drink nie. God in sy groot genade wys toe vir Moses 'n boomstomp. Sê, gooi dit in die water, laat dit drinkbaar vir die volk sal wees. Nou ons moet die wêreld water gee om gesond te word. Water, dit is ook water wat nie altyd lekker is nie. Ons is so geneig om te sê, take it or leave it. As jy dan nou so wil aangaan, ga dan nou maar so aan. Maar God het in liefde die water bruikbaar gemaak.
Die wêreld het ons nodig, mense. Die wêreld het ons nodig om gesond te word. Ons sien nog kans om vir 'n kankerleier 'n paar rand te gee. Maar vir die depressieleier wil ons sê, kom oor dit man, kom oor dit en gaan aan met jou lewe. Ruk jouself reg. Daar is soveel mense wat verslawing, siekte van verslawing het. Hoeveel simpatie het ons met sulkes? Ek dink nou sommer ook net aan die man by die bad van Bethesda. Wat toe Jesus vir hom vra, hoekom sit jy hierso? Toe sê hy, ek sit al 38 jaar hierso. En niemand het my nog gehelp om in die water te kom nie. Is dit nie ook 'n aanklag teen ons nie? Die wêreld wil soos Israel nie altyd die water drink nie. Is ons bereid om te sukkel, moeite te doen om dit te gee? Toe trek die volk, die Israeliete trek toe verder. In vers 27 van Exodus kom hulle by Elim. Elim, 'n plek met 70 palmbome en 12 fonteine. Klink 'n lekker groot plek. Onthou net, hulle was omtrent 600,000 man wat onder die palmbome moes sit. Maar in elk geval, daar staan in die Bybel, hulle kom toe by Elim en hulle het daar gerus. Ons is veronderstel om 'n plek van rus te skep vir die moe wêreld. Soos in Psalm 23 ook staan, waters waar rus is. Ons moet 'n plek skep waar die moe mense kan kom rus. Maar ons is self so gejaag dat ons nie eens sien as 'n ou val nie. Ons is so gejaag dat daar is nie tyd om die ou op te tel wat geval het nie. Ons jaag soos 'n motorkar op 'n grondpad. Ons jaag alles onder stof. En ons is bang om stil te hou, want dan kom daai stof nog bo oor ons op. Kom ons bring mense wat moeg en uitgeput is na Jesus, sodat hulle rus kan vind. Of moet ons sê, die liefde lê nog by my. Israel trek toe verder. Hulle kom by 'n volgende plek aan, Meriba. Meriba het geen water gehad nie. En die Here sê vir Moses, slaan hierdie klip, slaan hierdie rots met jou kierie, dan sal daar water wees. Ons kom dikwels, is ons ook in so 'n posisie, waar ons mense fisies moet help. Fisies moet help met voedsel, met iets om van te lewe. En dan sal so geneig om te sê, in 2 Tessaloniërs 3, vers 10 staan, die wat nie werk nie, moet nie eet nie. Dit is mos 'n baie gunsteling vers vir ons wat hard werk. Ons werk hard en julle verdien niks. Hoeveel verdien ons? Dat word vertel van 'n gesin wat huisgodsdiens gehou het. En die pa bid toe mooi vir die minder bevoorregtes wat nie eers kos het of nie iets het om te drink nie. Toe hy klaar gebid het, toe sê die seentjie, pa, hoekom bid ons vir die mense, vir sulke goed? Hier by ons staan 'n krat kook, en daar is nog 4 brode. Hoekom gee ons dit sommer net vir hulle nie? Ons bid, maar ons is traag om te gee. Of is ons dalk soos die klip by Meriba, wat eers geslaan moet word, voor ons
die water laat uitkom. Die belangrikste water wat die wêreld soek, vind ons in Esegiel 47. Daar wil ek 'n paar versies lees, is gelukkig nie die moeilikste deel van Esegiel nie, want daar in die begin met die wiele en die goed, weet ek ook maar nie wat aangaan nie. Maar Esegiel 47 lees ons, die man met die maatstok het my teruggebring in die rigting van die tempel. Toe sien ek, daar kom water onder die tempel se deur. In vers 3 staan, dit was net 'n syferwatertjie. Vers 3 staan toe, die man wat die maatstok gehad het, vat my toe 500 meter verder. En daar is die water toe enkel diep. En toe vat die man my weer 500 meter verder in vers 7, toe is die water nie diep. En toe vat hy my in vers 9 verder, en toe is die water heupdiepte. 500 meter verder kon ek nie meer deurgaan nie, want die water het een stroom geword. En dan lees ek net vers 12. Weeskante op die wal van die stroom sal allerhande vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet, en die blare vir genesing. Nou om hierdie in perspektief te stel, in Johannes 3 vers 14 staan, die water wat ek jou gee, sal 'n stroom van lewende water word, wat sal uitvloei en die wêreld verander. En dan in 2 Korintiërs 6 vers 16 staan, elkeen wat sê dat hy kind van God is 'n tempel van God. Jy sien, die tempelgedagte, die water wat onder deur die tempel deur uitvloei en wat 'n stroom word. En dan lees ons ook sommer in Openbaring 22 vers 1, toe die engel my na 'n rivier gewys met die water wat lewe gee. Ons het die water in ons. As ons net 'n bietjie uitlaat, as ons net een poging aanwend om 'n bietjie water vir die wêreld te gee, dan sal God dit 'n stroom van lewende water maak, wat die verandering in mense en in die wêreld sal bring. Is ons bereid om die boodskap deur woord en deur voorbeeld uit te dra? Of lê dit nog by ons? Ons het nou beklemtoon dat God van ons verwag om die water van genesing te bring, om 'n plek te wees waar mense rus kan vind, om mense fisies te versorg, en om die wêreld bekend te stel aan die lewende water. God vereis van ons om bruikbaar te wees in sy koninkryk. En nou wil ek 'n stukkie lees in Openbaring 3 vers 15, daar, die brief aan die Laodicee, en net vir julle so 'n bietjie 'n ander hoek gee. Laodicee was geleë in 'n gebied met 'n sterk waterstroom. Aan die begin was die water warm, was dit 'n warm bron.
en daar was genesende krag, soos maar by alle warm bronne, daar was genesing in die water. Dan het die water lou geraak, en was dit nutteloos. Dan het die water koud geraak, en kon dit vir besproeiing gebruik word. En dit is in die lig daarvan, wat Johannes die gesig gesien het, of die brief geskryf het, of hoe ook al, van aan Laodicea, wat sê, as julle maar koud was, dan was julle bruikbaar vir besproeiing. As julle maar warm was, dan was julle vir genesing. Maar nou, omdat julle lou is, beteken julle eintlik vir my niks. Ons kan die versie amper vertaal deur te sê, omdat julle nie bruikbaar is nie, wil ek julle uit my mond uitspoeg. Maar dan in vers 19, daar in dieselfde Openbaring, in vers 19 lees ons, ek tugtig die wat ek lief het, soos luister na my, luister na die vermaning. Vir julle wat nou saam met my skuldig voel oor wat ek nou gesê het, oor wat ons geleer het uit die woord, daar is 'n oplossing. We know now that our salvation lies in Christ. Acts 4:12, verse 12. We know we are blessed in order to be a blessing for others. Genesis 12, verse 2. We know we have received the Holy Spirit. The Holy Spirit is in us. Romans 8, verse 16. And we know that God is the one who makes us willing and able. Philippians 2, verse 13. Yet we keep on struggling. Why? Because we don't ask. Ons lees in Lukas 11 vers 10. Elkeen wat bid, sal ontvang. En dan vergelyk jy dit mos daar met die slegte pa wat nie slegte ding aan sy ouers gee nie, en dan sê hy, elkeen wat die Heilige Gees vra, sal dit kry. En dan in Jakobus 4 vers 3 staan, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Kan 'n mens dan verkeerd bid? Hy verwys hier, Jakobus verwys hier, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle net aan julle self dink, julle eie behoeftes, julle eie begeertes, om dit te bevredig, en julle vergeet van die koninkryk van God. Ek sê nie vandag dat goeie werke jou in die hemel gaan bring nie. Nee, net die ware geloof in Jesus Christus kan jou red. Maar goeie werke is 'n toets waaraan jy jou geloof kan meet. Jakobus 2 vers 14 sê, wat baat dit iemand wat geloof het sonder werke? Hierdie tipe geloof sonder werke kan niemand red nie. En dan in vers 26 van dieselfde Jakobus 2 staan, want soos die liggaam wat nie asemhaal nie dood is, so is die geloof wat nie oorgaan in dade nie dood.
Julle sien dus dat die goeie werke 'n maatstaf is van die egtheid van ons geloof. Ek wil net vir julle ook in versie lees wat ek nou aan dink in Openbaring, as ek die skrif, ek hoop ek het die Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die geregverdige dade van die gelowiges. Pragtig, nee, dat ons daai bruilof in suiwer wit klere kan bywoon. Kom ons sluit bidend af met die laaste deel van Annelies Wietse se lied. En nou ons luister mooi daarna en bid saam, as jy kan, as jy wil. En dan na ons die liedjie klaar gesing het, dan gaan ons oor na die geloofsdoop. Daar waar die water weer eens 'n simbool is van die afwas van die sonde, van die sterf en die opstaan van 'n diensbare lewe. Dankie, ek luister mooi en bid saam met. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood u hande te wees. Ek gee myself aan u as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja. Raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Hier is ek, Heer, u kan my stuur.